Ek wil julle praat oor wat ek laasweek net so vlugtig daaraan geraak. Want toe dog ek moet 'n preek daaroor maak, want dit is net so belangrik. Ons wêreld waarin ek en jy lewe, het op een of ander manier dink ons moet net beter raak, want ons is nie goed genoeg nie. Ons dink, ons is nie goed genoeg nie. In die lewe behandel ons ook so, jy is nooit goed genoeg nie. So die hele lewe is so ontoereikend, en elke mens dink hy is nie goed genoeg nie. Ons is onvoldoende in ons menswees. So ons behandel ook met mekaar partykeer so, as jy net bietjie vinniger, en bietjie slimmer en bietjie besig is, dan jy weet, dan kan ek aanvaar. So ons is heeltyd besig om te word sodat ons kan reg wees. So in die onderbewussyn dink jy heeltyd, eendag as ek groot is, gaan ek slim genoeg wees, en sterk genoeg wees, en ryk genoeg wees, en wat ook al jy gaan wees. So ons is heeltyd besig om beter te word, om aanvaarbaar te wees. En die probleem is, hierdie hele ontoereikende neiging van ons is deel van die skepping, is deel van die begin van Eva se tye, Adam se tye, is deel van ons. Het ons ongelukkig ook in ons geestelike ambisie ingedra. Ons dink in geestelike terme net so, ons is nie goed genoeg vir God nie. Ons is nie goed genoeg vir die kerk nie. Jy is net nie goed genoeg nie, want jy dag nog net een vloek te veel, of een sigaret te veel, of een drankie te veel, of wat ook al. Jy is net nie goed genoeg nie. Ons dra hierdie hele ding, natuurlik ons gaan dra ons in ons huwelike toe. So huweliksmaats probeer mekaar heeltyd verbeter. As ek my vrou net ek kan laat lekkerder kos maak, of wat ook al. Ek kan nie laat. Of as my man net so 'n bietjie vinniger dit is, of bietjie vinniger dat is. Ek kry net baie met jong huwelike wat pas getroud is. Want die vrouens veral probeer hulle mans net so 'n bietjie meer van ridders maak. Dat sy kan trots wees op die ridders vanaf die Witwerf. Sy probeer om net so 'n bietjie te skoei. Ek weet in die akademie was ek altyd net nie goed genoeg nie. Ek het altyd of net onder die 50 gekry, dan pas ek nie, of net onder die 75 gaan kry ek nie onderskeiding nie. Dit is net altyd so 'n bietjie. En natuurlik het ons nooit genoeg geld nie. Jy wil altyd beter hê, jy wil altyd beter presteer, jy wil altyd beter rente kry, en dis waar al die piramideskemas die hele wêreld opgebou is, omdat mense altyd meer rente wil, jy sal altyd piramideskemas wees wat jy gaan uitbuit. Want jy wil beter presteer, jy wil beter doen. En ons het hierdie goeders binne in ons. Jy wil flikser wees. Met vrou wens ek was flikser gewees. Jy wil vinniger wees. Jy wil netjieser wees. As jy altyd iets wat jou dryf, slimmer te wees, of om nader te kom, of om verder te gaan, om gouer te wees, om beter te wees. En die probleem met hierdie hele hinkering, die ontoereikende ding wat in ons harte leef, ons het dit ongelukkig na die kerk toe gedra, en na God toe gedra. En ons dink God hanteer ons so, ons is nie goed genoeg. Maar dit kom al van Genesis af. Onthou, dis die ding wat die slang met Eva gedoen het, hy het van gesê, as jy van hierdie vrug eet, dan gaan jou oog oopgaan, jy gaan beter wees, jy gaan slimmer wees, jy gaan so goed wees, jy gaan net soos God wees. Het hy al met in dieselfde leer, het hy al gevang. En die feit van die saak is, wat sy vergeet het, God het haar geskep soos hy self, na sy beeld, na sy gelykenis, het hy hulle geskep. Maar die slang het sê, nee, jy sal beter raak, Nou hierdie leer, glo ons tot vandag toe nog, dat ons is nie goed genoeg nie. So ons het hierdie geweldige soeke en begeerte en 'n hinkering om aanvaar te word, om beter te wees. En in die kerk het ons hierdie heiligheid wat ons mee speel, ons
ons wil heilig word. En ons Christene sê vir mekaar, jy moet nou heilig word. Jy met ander woorde, jy moet jou ontsondig. En as baie mense wat wragtig dink, hulle kan sonder sonde wees. As mense wat ek ken, persoonlik, vriende van my, wat dink hulle die sonde nie. Wys hulle na ons, sê die hele sonde, hele die sonde. En die feit van die saak is, dis nie die waarheid nie. God se verhaal is anderste. As jy byvoorbeeld Jesaja 40 aflees, Jesaja 41, 42, 43, 44, dan sien jy God gaan nie oor wat jou intrinsieke waarde is jy goed genoeg nie. Gaan nie of jy goed genoeg is nie. Dit gaan oor God. Hy is lief vir die mens, want hy het die mens gemaak. Hy sê vir die volk, ek is lief vir jou, want ek het jou in die moederskoot gevorm. Ek het geboorte gegee aan jou. Ek het jou groot gemaak. Jy is myne. Dis wat God sê. Nie omdat jy goed genoeg is nie. Omdat jy heilig is nie. Dis 'n denkfout, dis 'n flate. Ons lees in Romeine 5 vers 8. Dis die beginsel van God se liefde. En hier staan, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. God kies vir jou, terwyl jy op jou slegste, op jou swartste, op jou donkerste is, dan kies God vir jou. God is lief vir die mens. Nie omdat die mens heilig is nie, omdat hy die mens gemaak het na sy beeld, na sy gelykenis. Dis sy goeders, hy is lief vir dit. En as jy besig is om heiligheid te raak, omdat God jou moet lief kry, is jy besig met 'n oneindige taak wat jy gaan ophou nie, en jy albei gaan uitkom is by 'n skynheilige plek. Daar's net een manier, as jy heiliger word jy skynheilig. Ongelukkig nie aan 'n pad nie. Jy kan nie heiliger word nie. God het jou geheilig deur jou te kies, man. As jy na die Bybel kyk, Abraham was nie heilig nie. Abraham se familie was nie heilig nie. Toe God vir Abraham gekies het in Genesis 12. Abraham se pa die maan aanbid. Daar is niks geweet. God kies vir Abraham. Sê vir Abraham, kom na my toe. Ek sal jou iets maak. Toe God vir Jakob, wat met Jakob gepraat? Jakob was nie heilig nie. Hy was 'n bedrieger. Hy sy ma en sy pa bedrieg. En daarna het hy gevlug. Nadat hy gevlug het, kom God by hom. En hy gee hom 'n droom, en hy gee hom 'n plan, en hy vat hom gespon. God soek nie heilige mense nie. Nergens in die Bybel kies God heilige mense nie. Die enigste heilige mens wat daar was Jesus Christus, en hy het hom geoffer vir die redding van alle mense. Moses was 'n moordenaar, 'n vlugteling. Hy maak 'n man dood. Daarna vlug hy 40 jaar na Midian toe. God kies hom. Sê kom met jou weg. Saul was 'n egoïs en 'n narcis. Hy het net geworry oor sy eie goed. Hy was die groot, mooi aantreklike man en koning geword het. En hy worry net oor sy eie goeders. God maak hom die eerste koning van Israel. Wat die wending in die geskiedenis van Israel veroorsaak. Dawid was 'n moordenaar en onduits gewees. God kies hom as die beste koning ooit. Salomo het afgode aanbid. Daar's niemand wat heilig is nie. God kies hulle. Die Jode was 'n hardkoppige en opstandige volk gewees. God maak hulle sy volk. As jy dink, jy is besig om God te flous deur heilig te word, dan maak jy 'n groot fout. God soek nie heiligheid nie. Hy soek jou. Hy soek jou as 'n heilige en 'n lewende offer. Romeine 12 vers 2. Gee jouself, nie jou pretensie nie, jou vorige lewe wat die sonnagoggend kerk toe aantrek nie. Gee jou maandagoggend, as jy werk toe ry, jou maandagoggend lyfie, gee dit vir God. Gee dit vir God. God soek jou, Romeine 12 vers 2, as 'n lewende en 'n
heilige offer, wat vir hom aanneemlik is. Hy soek jou. Hy soek nie hierdie ander dinge nie. Dit hang dus nie af, Romeine 9 vers 16. Hang dus nie af wat die mense wil of sy strewe is nie, maar van God wat barmhartig is. God is die een wat bepaal wat het hier gebeur. Jy bepaal het nie. Jy kan net sê, ja, ek moet myself gee as 'n lewende en heilige offer. Ek gaan 'n paar verse met ons deel oor ons strewe. Kolossense 2 vers 2 tot 3. My doel daarmee is dat julle bemoedig word. Hulle met hulle liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en volledige insig. Nie na heiligheid nie. Sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus. En in hom is al die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. Dis 'n paar verse oor wat se strewe ons kan streef as ons wil strewe. Strewe na God se geheimenis. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge wat daarbo is, waar Christus is, waar hy aan die regterkant van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. 2 Korintiërs 5. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan word. Ons, hierdie ding van ons ontoerekenheid, as dit by God kom, is ons genoeg. Jy is reg vir God. Of jy vinnig is of stadig is, of jy mooi is of lelik is, of jy groot is of klein is, of jy swaar is of lig is, dit maak nie saak. Dit maak nie saak. God soek jou, en hy soek die reël McCoy, sonder pretensie, sonder voorgee. Hy soek net julle. Wat julle moet nastreef is, julle kan die liefde nastreef. Streef om meer liefde vir jou naaste te hê. Streef om meer diensbaar te wees. Wat julle moet nastreef, dit is ook op julle van toepassing. As jy julle toelee op die gawes van die Gees, streef dan na die wat tot opbou van die gemeente dien, sodat jy daarin kan uitdruk. Moenie probeer sondeloos word nie. Probeer diensbaar raak. Probeer die opbou van die gemeente betrokke wees. Verder broers, wees bly. Streef na die geestelike volwassenheid. Aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede, en God van liefde en vrede sal by julle wees. Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding en minsaamheid. Vir my die begeertes wat die jong mense gevaar bring. En streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat uit 'n rein hart die Here aanroep. Moet jy nie met dwaase en sinlose strydvrae inlaat nie. Want jy weet tog dat dit risiks veroorsaak. Ek en jy as Christene is goed genoeg vir God. As jy dink jy is nie goed genoeg vir die wêreld nie, jy is goed genoeg vir God. En God kom nie na jou toe oor jy muscles het, of wat jy looks het. Hy kom na jou toe want hy het jou gemaak. Hy is jou maker, hy is jou skepper. Jesaja 43. Ek het jou gekies, ek het jou in jou moeder skoot gevorm, jy is myne, Israel, wat ek uitverkies het, jy is myne, amen. Net wat so. Here, baie dankie dat ons goed genoeg is vir u koninkryk, vir u liefde. Ons weet, Here, u het ons in gered, het u genade. Ons verdien dit nie, Here. Soms probeer ons om te dink, ons kan 'n heilige iets word vir u, Here, maar ons weet, ons raak net skynheilig
Help ons, Here, om nie te probeer voorgee, ons is iets wat ons nie is nie. Dat ons onsself wees, dat ons opreg wees, dat ons net wees, Here, dit wat ons is, wat ons net kan wees. Help ons om tevrede wees met onsself, sodat ons in volheid lewe, Here, en deel van die koninkryk kan wees. Ons bid dit alles